Môre, dit is Dinsdag en dit is die 17de Februarie en ons gaan verder met ons reeks oor sukkel met geloof. Ons het verlede week vir mekaar gesê, as jy kerk toe kom en jy sukkel met die geloof, welcome to the club. En ons het 'n paar voorbeelde gebruik. Hierdie week kan ons vir mekaar sê, as jy sukkel met geloof, welkom by die Bybel. Want daar is Bybelfigure, mense in die Bybel, wat ook gesukkel het met geloof. Ons is besig om te lees uit Psalm 73. En Psalm 73 vertel van Asaf. Hy was 'n musiekbedienaar, hy was worship leader, soos ons dit in Engels bekend het. Hy was 'n profeet, 'n siener, hy het psalms geskryf. So hy was gelyk aan 'n bedienaar van die woord in die kerk, en dan val hy in mekaar, of kom ons sê, sy geloof stort in duie, en dit kan met enige een gebeur, net soos wat dit met enige iemand kan gebeur, wat gly en val, as hulle in sneeu, in nat modder, of op ongelyke plekke stap. Nou, wat was Asaf se probleem? Hoekom het hy in mekaar gestort? Die rede daarvoor, as ons na Psalm 73 kyk, is, hy wil weet, hoekom slegte mense lekker en voorspoedig lewe sonder kommer? En, hoekom is God so stil daaroor? En, hoekom is die Here so suinig met sy almag? Hy kan mos hierdie stout mense, hierdie mense wat so bedrog pleeg en korrupsie pleeg, en mense doodmaak, hy kan hulle mos met sy hand van die aarde af wegvee. Geef hulle siekte, laat hulle ongeluk oorkom, soos iemand dit blaatant gesê het, toe 'n geestelike, nee, eintlik 'n politieke leier so aangegaan het, wat kos 'n cooldown? Ek weet, dit is wreed om so te sê, maar dis wat deur mense se koppe gaan. En weet jy wat? Dis nie net Asaf wat so voel nie. Ek gaan vir jou Job 21 lees vanaf vers 7. Job is op dieselfde plek. Waarom bly die goddeloses aan die lewe, word hulle oud en ryk en vernaam? Hulle kinders raak gevestig rondom hulle sien hulle nageslagte. Daar's vrede in hulle huise, geen vrees nie, die straf van God tref hulle nie. Hulle bulle dek die koeie en slaan nie een oor nie, hulle koeie kalf en het geen misgeboorte nie. So tussen hakies, ons ervaar het ook hier in Gobabis en ander droë plekke, dat die mense 'n jaloersbuie kry. Ek dien die Here, ek gaan kerk toe, maar kry nie 'n druppel reën nie. My buurman is so ongered soos 'n elektriese paal en die water stroom oor sy plaas. Dieselfde vraag, vers 11. Hulle laat hulle kindertjies rondloop soos klein vee. Hulle kleintjies baljaar vrolik rond. Hulle sing met begeleiding van die tamboerijn en die lier. Hulle is vrolik by die geluid van die fluit. Jy probeer 'n vroeë aand hê, want jy wil môre kerk toe gaan, maar die musiek gaan aan die hele nag deur, en mense raas sonder om iets van ander mense te voel. Hulle sluit hulle lewens in voorspoed, hulle gaan in vrede die doderyk binne. So voel Job dan ook. En is nie net Job nie, is nie net in die Ou Testament nie, blaai jy na die Nuwe Testament, kry jy dieselfde soort vraag. As ons gaan kyk na die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15, nou kom hy terug soos 'n kat, Hy kat wat so terugkom. Hy nou gou jaar, en nou lyk hy soos wat ook al, en nou kom hy terug. Nou kom die verlore seun terug. Dan lees ons in vers 28. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord. Hoor die antwoord. Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. En Gobabis sou ons sê, sal 'n bietjie braai nie. Vers 30, maar nou, dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Hoe dikwels voel 'n mens
verbitterd, kwaad. Jy sit in die kerk, jy bring jou kant, jy probeer reg lewe, en ander mense kom met korrupsie, moord, misdaad weg. Hoe werk dit? En dit is Asaf se probleem. En baie van ons nou ook, né, Here. Ons kom lê dit voor u voete. Daar's so baie bitterheid onder gelowiges in hulle harte en hulle kop, en daar's vrae. En dit sit 'n man terug in jou geloof. Here, vat ons hand, loop met ons die pad. Amen. Mag jy 'n wonderlike Dinsdag beleef. Mooi loop.